Goeiemôre almal, wees gegroet in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde Vrydagoggend en wat 'n voorreg is dit vir my om vir julle te kan woordbring vandag. Ek hoop julle het almal 'n wonderlike week gehad en dat julle ook reg is vir hierdie naweek wat voorlê. Nou, kind van God, ek wil graag vandag iets met jou deel wat ek nou al ook ervaar het. Soos almal van ons weet, is dit die einde van Januarie. Ja, stem julle saam met my dat hierdie maand het eintlik gevlieg, né? Die eerste maand van 2026. Maar weet julle wat besef ek? Ek besef dat daar's nog soveel bagasie in ons lewens. Daar's nog soveel kettinge wat ons vashou van 2025. Daar's nog soveel laste wat ons dra, wat ons saam met ons dra in 2026. En is dit nie uitputtend nie, my boetie en sissa? Is dit nie uitmergelend nie? Dinge wat laas jaar gebeur het, dinge wat jy deurgegaan het, dinge wat vir jou gesê is, wat aan jou gedoen is, dinge wat eintlik in laas jaar hoort, dinge wat eintlik in die verlede hoort, maar ons dra dit nog steeds saam met ons. Hoekom doen ons dit? Sukkel ons om dit te laat gaan? Sukkel ons om vrede daarmee te maak? Of was die impak so erg, dat ons, hoe kan ek sê, beter voel, om daai seer saam met ons te kan dra? Wel, my boetie en sissa, dis tyd dat ons hierdie seer, wat ons so saam met ons dra, hierdie laste, hierdie kettinge, dis tyd dat ons dit afskit, my boetie en sissa. In Handelinge 27 vers 17 tot 19 lees ons van hoe Paulus en die bemanning van die skip, hoe hulle in 'n storm beland het, en soos daai storm gewoed het, het hulle begin om goedere oorboord te gooi, net om die skip te verlig. Nou my boetie en sissa, wat is daar in jou lewe wat jy moet oorboord gooi? Hoekom wil jy nog met laasjaarse bagasie in 2026 verder beweeg? Hoekom wil jy die toekoms ingaan met soveel laste? Is dit nie soveel beter om eerder lig te reis in jou toekoms in nie, om liewer plek te maak vir nuwe dinge, as wat 'n mens hierdie bagasie saam met jou dra, loop met hierdie kettinge wat soos boeie aan jou voete is, wat jy loop daarmee, en dit is eintlik so swaar, jy sukkel om jou toekoms in te gaan, jy sukkel om vorentoe te beweeg, want hierdie kettinge hou jou so vas, en dit is tyd dat dit gebreek word in die naam van Jesus. Dit is regtig tyd, my boetie en sissa, dat ons op 'n plek kom, dat ons sê, nie meer langer nie. As daar is situasies wat jy moet uitsorteer, moenie stil bly nie, sorteer dit uit. Ons is almal lief vir God, ons weet hoe om 'n situasie uit te sorteer, reg? Ons kan dit doen met die liefde van Jesus Christus. En ook so, as daar iets is wat gebeur het laas jaar, dis nie te sê dit gaan weer hierdie jaar gebeur nie. As daar iets is wat jy ervaar het, dis nie te sê jy gaan dit weer ervaar nie. Maar die fout wat ons maak, en ek sê ons, want ek is net so skuldig daaraan, is dat ons berei ons eintlik so voor vir wanneer dit weer gaan gebeur. En soms gebeur dit nie eens nie. Ander kere, miskien, maar dalk nie op die manier wat dit gebeur het nie. So my boetie en sissa, ek voel regtig, ons moet begin ons skouers ligter maak. Ons moet begin ontslae raak van hierdie onnodige bagasie, hierdie onnodige laste, dat ons kan vorentoe beweeg, vrylik, met vrymoedigheid, sonder om heeltyd vas te hou in wat was, maar wat as. Ons leef elke dag voluit. Ons vat die dag soos dit kom, en ons maak die beste daarvan, want hoekom? Want groter is God wat in my is, as dit wat in die wêreld is. Kom ons staan saam, en ons skit hierdie kettinge van verdrukking af. Ons gooi hierdie bagasie oorboord, en ons gaan voort met ons lewensreis. Maar ons kan dit nie doen, sonder gebed nie. Vader, ek bid in die naam van Jesus, ek bid dat elke een van ons, Vader, dat ons op 'n plek gaan kom wat ons sê, nie meer nie, en ons gooi hierdie bagasie oorboord, ons skit hierdie kettinge van verdrukking af, en ons maak ons skouers ligter van hierdie laste in Jesus naam. Vader, geef ons asseblief die wysheid om ligter te leef. Vader, wanneer ons weer in 'n situasie kom, dat ons sal onthou, maar U het ons deur dit gedra laas jaar, hoekom sal U ons nie nou daardeur dra nie? So ek bid in die kosbare naam van Jesus, laat ons op 'n plek kom wat ons sê, nie meer nie. Vader, help ons om hierdie onnodige vragte af te laai. In Jesus Christus naam is dit my gebed. Amen en amen. My boetie en sisse, julle moet 'n wonderlike naweek hê.
Kyk mooi na julleself en wees geseënd. Totsiens julle.